Goeiemôre, geseënd is ons weer eens in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus en vanmôre kom ek net weer eens net om vir u te sê, kyk ons is deurgedra. Ons is definitief deurgedra, want ons sit hier so en ons is op ons phones en ons is al deur die oggend omtrent al en vanmôre sit en dink aan die feit dat nie vanmôre nie, in feite gister sit en dink aan die feit dat toe ons altyd op vakansie gegaan het destijds, toe ons nog kinders was en dan het my pa altyd, my pa en my oom, het altyd die plekke gaan scout en ons het gewoonlik daar by Klein Krans, toe Klein Krans, toe ons altyd daar gaan uitkamp en dan het hulle gegaan om 'n spot te kry wat naby die Blissie geriewe is, maar ook nie te ver van die strand af. Ons moet lekker speelruimte hê en daar moet plek wees vir 2 of 3 tente en maar hulle het vir ons die perfekte spot gekry gewoonlik waar hulle in ag geneem het, die vrouens het hulle in ag geneem waar hulle moet water kry en hy goed en alles daai en die toiletgeriewe, die kinders vir hulle veiligheid, hoe ver is hulle, as hulle sou hier speel dan is die tente hier, alles is die plek moet perfek wees en dan het hulle altyd gesorg dat die dinge so uiteengesit is en dan het ons kamp opgeslaan en dan het ons eers gekamp, maar dit alles eers nadat hulle gekyk het dat die plek reg is, nadat hulle vooruit gegaan het en seker gemaak het die plek is reg vir ons en vir ons behoeftes nou, dit is wat ons aardse vaders vir ons doen. En ek kyk baie keer as mense by my aan huis kom kuier en hulle kom oorslaap en dan sal my vrou 'n ander beddegoed oortrek en sy sal extra effort insit en dan om die plek reg te maak voordat gaste sal kom of voordat daar mense sal kom, julle sal weet as daar mense na julle toe kom dan maak die vrou ons gou reg en alles is reg, alles was reg, maar hulle wil dit net in 'n beter kondisie kry en vanmôre sit ons in Hemelsvaart en die woord van die Here sê vir ons dat in Handelinge lees ek hierso in Handelinge 1 vanaf vers 7 en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien en 'n wolk het oor hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stap na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net soos julle hom sien wegvaar het, so sal hy weer kom na julle toe. Nou, wat gaan hy dan nou weer hier kom maak? Wat gaan hy dan nou weer hier kom maak? Hy was dan nou deur soveel lyding en dinge gewees, né? Wat sal hy dan nou weer hier kom laat? Maar as ons nou teruggaan in die Bybel en ons gaan na Johannes 14 toe. Johannes 14 sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woning. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, en ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan om vir julle plek te berei. Johannes, mornings geseënd man, geseënd. Kyk, so ons Jesus het opgevaar om vir ons te gaan plek berei, om vir ons 'n plek te gaan berei. En kom, en as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is.
sodat julle ook kan wees waar ek is, maar ek gaan eers vooruit om vir julle plek te berei. Gaan ek eers vooruit en dan kom ek terug. En dan kom ek julle haal. So dis hoekom hy dan nou weer terugkom, sodat hy vir ek en u kan kom haal. Wanneer eers gaan om dinge vir ek en u in plek te kry, alles in plek te kry, daar's altyd dinge wat vooraf gaan, man. Altyd dinge, as ek dink aan ons vakansietye, en as u daar by die huis nou dink aan, wanneer jy weet daar kom mense, dan doen u die, u doen daai, u gaan doen daai, daar's altyd ekstra dinge wat betrokke is. Daarom moes Jesus deur al hierdie dinge gaan, van geboorte tot daar waar hy vermoor is, tot daar waar hy vermoor is, moes hy deur al hierdie dinge gaan, om die vooraf gedeeltes afgehandel, sodat hy kan die plek gaan berei vir ek en u. Nou wat doen ek en u? Wat doen ek en u? Maak ons onsself gereed vir die tyd, of aanvaar ons maar net dan, die lewe is nou soos dit nou is, ek gaan nou maar net daarna toe, en wanneer die tyd kom, dan gaan ek nou maar net, het ek en u ook nie 'n tyd, 'n paar dinge wat ek en u moet in plek kry nie, man. Is daar nie goede wat ek en u vandag moet weet, dat kyk die stappe wat ek moet gaan nie, Hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, deur die Seun nie, deur Jesus nie, niemand nie. Daarom vanmôre my pleidooi aan u. Jesus het opgevaar om vir ek en u te gaan plek berei, man. Nie sommer vir enige ding nie. Hy is nie moeg geraak van nie op die aarde wees nie, man. Sien jy? En hy het net besluit, wag, ek gaan nou wyn nie, man. Sien jy? Ek hoef mos nie hiermee te wees nie, man. Want aan die kruis, voor hy sy asem het geblaas het, hy gesê, dit is volbring. So sy tyd, hier is klaar. So nou is daar die volgende stap gewees, om vir ek en u die plek te gaan berei. Hy het gekom om ek en u voor te berei. En nou gaan hy om die plek voor te berei vir ek en u. So nou vanmôre, al wat ek vra vanmôre is, man, al wat ek vra is, kom ons gaan sit en dink 'n bietjie aan ek en u se handel en wandel, man. Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat ek en u kan doen, man, om dinge in plek te sit, om ons hart en ons siel te wy aan Jesus, man, aan die Here te wy, man. Sodat, want die way ek en u vandag aangaan, ons worry nie, ons gee nie om wat ons aan ander doen nie, man. Ons gee nie om wat ons van ander sê, dink of wat nie, Ek en u, ons het eers meer die liefde van Jesus in ons, man. Ons sien nie ons medebroer en suster raak nie, man. Ons kan nie, want ons is te gefokus op ons eie dinge. Op ons eie dinge. Ek wil vorentoe gaan, maak nie saak op wie ek trap nie, man. Maak nie saak wie se lewe ek sleg maak nie, man. Dit maak nie by my saak of ek my niks brade is 'n gesin tot niet maak as gevolg van my dinge nie, man. Kom, ek en u kom kyk vandag, ons krap 'n bietjie, ons doen introspeksie vanmôre, man. En dan vra, Here, wat kan ek doen, man? Here, kom, maak dinge binne my reg, man. Here, kom, berei my hier binne voor, man, sodat ek na u wil kan strewe, man. Ons is so baie Christene. Ons noem onsself Christene. Maar ons doen nie die wil van die Here nie. Hy sê in sy woord, ons kan Here roep. Ons kan elke dag op die dakke van die huise staan, op die paleise, op die oop vlaktes gaan staan en sê, Here, maar as ons nie sy wil doen nie, dan beteken al hierdie dinge vir ek en u niks nie. Dit beteken vir ek en u niks nie. Jesus het opgevaar om vir ek en u te gaan plek berei. So wat doen ek en u vanmôre? Hy sê, doen net my wil, man. Doen net my wil, luister net na my stemme. As al. So kom ek en u strewe vandag daarna. Kom ons dink vandag 'n bietjie. Kom ons kyk 'n bietjie vandag, waar wil ek net ek wees? Waar wil ek net my eie chappies lig, man? En ons haal hy dinge uit die equation uit en ons lig Jesus se naam op, man. Geseënde dag.